Welkom almal by hierdie gesprek wat moontlik gemaak word deur Netwerk 24 en Quellerie. En dis my 'n groot voorreg om te sê hallo Zirk van der Berg en baie geluk met jou splinternuwe boek, Hemel en Aarde en Ons. Dankie Susan, lekker om te praat met jou. Dis inderdaad pragtig uitgegee. Jy is trots op die boek. Hy het nou so 3-4 weke gelede verskyn, hè? Ja, ek jy weet ek dink amper dit is my eerste boek met 'n groot mens voorblad. Ehm ek ek hou baie van my voorblaai, maar hierdie een het vir my wat ek weet daar's 'n sekere gewigtigheid aan die voorblad. So dis vir my ek voel na 'n groot mens voorblad. Ek hou baie van hoe die boek uitgegee is. Ek moet sê regtig hulle het Quellerie het uitstekende ding hier gedoen. Ek het my uitgewer Carolyn Meads was vroeër by Quella en toe sy na Quellerie toe trek, toe sê ek agter haar aan en ek is Ja, baie bly ek het dit gedoen. dis terloops ook 'n foto wat jy self op 'n besoek aan Namibië geneem het, Zirk. Ja, ek was ek kan nie watter jaar was dit? 2022. Wat is ons nou? 2022 dink ek was ek in so September se koers het ek gegaan omdat ek hierdie boek reeds eintlik besig was om te skryf, maar ek het gevoel ek het daai direkte belewing nodig van die plek. Jy weet jy kan uit boeke uit net soveel agterkom. En toe gaan ek soontoe baie vinnig. Ek was vir omtrent 'n week in Loederet saam met my suster en ons het paar keer kom ons kop toe gegaan en kyk ook op die rand gesit en kyk hoe kom die son op want ek het geweet ek wil dit in die boek sit. En ons het ook 'n soort van 'n dagtoer in die spergebied ingevat. Jy kan nie self daarin ry nie, dan mense moet jou invat daar. Ja. En op 'n paar oulike plekkies besoek, onder andere meer wel, dit is nie 'n dorpie nie, maar 'n plek waar daar vroeër 'n myn gedelf is met die naam Pomona. En ek het die voorbladfoto inderdaad daar geneem en nie op Kommanskop nie. Al is dit dieselfde boustyl en als is net Pomona is 'n bietjie meer ongerep en daar's nie toeriste nie en so aan. So dit was vir my ja. En toe ons nou 'n voorbladfoto soek het ek hier gestuur wat ek het en hulle het hom gekies en ek is baie bly. Jy So sien dit werk ongelooflik goed. Ja. Ja, ons het daar was allerhande voorstelle, maar ek is bly ons het waar ons geëindig het. En wat 'n titel, was dit jou keuse? Dis so 'n gesprek wat in die woestyn plaasvind nader aan die einde van die boek en dit verskyn dan ook presies so as 'n frase in die boek. Ja, ag nee, ek moet nou bely dit was my titel, maar dit was nie my oorspronklike titel nie. Ek het die boek voorgelê met die naam Op 'n plek tussen mense. En toe die leser wat die boek gelees het, voor hy nou uitgegee is en die uitgewer het altyd vir my gesê dit is 'n baie gewone titel. Hulle soek daarom iets wat 'n bietjie meer van 'n dimensie het as op 'n plek tussen mense. En toe gaan ek deur die boek. Baie keer is daar 'n frase in 'n boek wat Ja, omleen tot 'n titel en ek het 'n paar voorstelle gemaak toe ek hierdie een sien, toe ek dit was my eerste alternatiewe voorstel en dis toe gekies en ek is baie bly. Dit werk vir my goed en dit het 'n sekere wat sê dit? Daar 'n sekere dimensie daaraan waarvan ek hou. Dit daar's soos van ek wil nou sê 'n versigtiging nie, maar daar is 'n wat is die woord? daar's ook 'n Iets van universaliteit daaraan vir my, ja, want hierdie boek hou homself nie net besig met 'n merkwaardige tyd in die wêreldgeskiedenis en in die Suider-Afrikaanse geskiedenis nie, maar ook met inderdaad gedagtes en versigtige en filosofie oor wie is ons en ons plek in die ewigheid en in die heelal, in die wêreld. Ja. Ja, ek was 'n bietjie bang dat mense sou dink dit is dalk 'n Christelike boek. En ek weet nie of die uitgewer se gedagte dieselfde was nie, want ek sien hulle het op die voorblad gesê 'n roman. Dat jy nou nie jy weet so in geval iemand dalk dink dis 'n boek met preke in. Jy weet as jy nou die woord hemel gebruik, Ja. maar vir my is dit ons plek op aarde, sal ek Ja. sê. Dis van die ja. Ek dink dis miskien my ek huiwer om die term literêr te gebruik want dit is nou al baie in oor die jare vir my duidelik gemaak dat ek nie verstaan wat dit beteken nie. So, maar ek dink dis dit is 'n bietjie meer literêr as van my ander werk. Veral as jy nou kyk na verlede jaar was dit Geheim van die Gruwelsand wat nou sommer net so lekker storie was. So die goed varieer, maar aan hierdie een is miskien 'n bietjie 'n ernstiger boek. En ek ook 'n bietjie en ek is eintlik op 'n manier jammer daaroor, maar dit vereis 'n bietjie meer van die leser.
Inderdaad. Maar dis 'n positief en 'n negatiewe ding dink ek is, jy weet, ek hou van 'n lekker leesboek, maar ek hoop daarom as mense hierdie boek lees en jy moet 'n bietjie harder meer van jouself insit om hierdie klomp redelike los gegewe in jou kop half die storie te vorm. Want En dis jy weet inderdaad ook 'n krimie op 'n manier, want daar is 'n moord wat absoluut, ja. gebeur. Ja. Dit was maar die jy weet dit is ook deel van die versuikering van die storie. Ek het eintlik aanvanklik geskryf oor hierdie idee van dat jy probeer onthou wat lank terug gebeur het, probeer sin maak, maar jy vertrou nie jou eie verheue nie. Ja. So ek het hierdie idee gehad van jy soek half op 'n manier soek die leser wie die verteller is, want dit word nie regtig van die begin af in elk geval duidelik gemaak nie. En toe dink ek maar dit is soort van soos 'n whodunit en toe dink ek wel dan skryf ek 'n whodunit. So dit het die tema en die veruiterliking van daai tema toe nou maar albei hierdie selfde idee amper gebruik van 'n whodunit. Wie vertel die storie, wie die moord het gepleeg? 'n klomp vrae met die woord wie in. Maar Zirk, jy praat nou van die titel. Jy het daarom nou ook as skrywer gedebuteer met 'n boek met 'n onvergeetlike titel. So jy het hoog ingesit, hoor. Ekstra dun vir meer gevoel, is ek reg onthou? Dit was hy. Ja, dit was baie jare gelede. Ek het in my hoe oud was ek toe? Ek dink ek was nog in my 20's gewees toe daai boek uitgekom het en daarom laat ek dink ek was 29 of so iets gewees. Ja, en dit was 'n goeie titel. Ek het in die tyd baie pret gehad. En maar te sê ek het nog steeds baie pret as ek skryf. Is die lekkerste ding. Kom ons gaan gou net jou storie, want ons het nou verwys na Namibië en hoewel jy groot geword het in Bellville in die Wes-Kaap, is Namibië tog tot vandag toe jou kom vandaan. Is ek reg? Ja, dis is dit, Michael. Weet jy nou, jy gebruik nou hierdie woord kom vandaan. Ek het nou die dag oor hom gedink want dis 'n woord wat ek tot 'n jaar gelede in my lewe nooit gehoor het nie. En skielik hoor ek hom nogal baie. Ja. Jy weet, dis ek weet nie of dit ek sou gesê het mense herkoms, maar nou ja, ek hou van kom vandaan. Myne is definitief, jy weet ek is 'n kind van Bellville. En dit gaan jy nou nie, jy weet jy kan my uit Bellville uithaal, maar jy kan nie vir Bellville uit my uithaal. Dis 'n gengoes in 'n tiervlei, nê? Ja, jy weet. Maar ek het 'n vreeslike spirituele aanklank by Namibië. En nie ek ken nie eers die noorde van Namibië nie. Ek is in Walvis Bay gebore, so ons het deur die Namib-woestyn gery na my oupa se plaas was so halfpad tussen Walvis Bay en Windhoek. So 'n mooi plaasnaam. Wat was die naam? Was Scheibes was die plaas se naam, is net onder die Gamsberg. En in my Duits Wes breeks wat ek geskryf het oor die polisman Siegfried Bok het ek een van die karakters het in waar is hy gewoon op Scheibes op my oupa se plaas of deesdae my neef se plaas. So ek het 'n vreeslike ek weet nie of ek daar wil bly noodwendig nie. Ek is half spyt dat ek nie daar bly nie, maar wanneer ek daar is, voel ek 'n geweldige my eerste gedagte was vrede, maar dit is nie vrede nie, dis vrede en onrus. Want jy so in die woestyn is dit hemel en aarde in ons. Jy weet dit is jy's vreeslik gestroop en jy voel in die teenwoordigheid van iets ontzagwekkend. Ja, en Alexandra, ons sal nou kom by die boek en die wonderlike karakters en die ongelooflike onvergeetlike hoofkarakter. Maar wanneer sy aankom in die woestyn, dan verwys sy ook daarna dat waar sy vandaan kom in Europa, is dan natuurlik bome en kastele en landskappe, maar in die woestyn is dit jy in hierdie oerlandskap waar jy die tyd en die geologie so kan voel, né? Nee? Dis so gestroop, soos jy sê. Ja. I mean ek was my neef het ons eendag gevat om te gaan uitslaap in die veld. En jy weet, ek het daar geslaap die aand en gedink, ons is dalk die heel eerste mense in die geskiedenis wat op daai plek slaap. Jy weet, want daar's so min mense dat jy in die Namib-woestyn glo ek sal daar plekke wees waar geen mens nog ooit 'n voet gesit het nie, you know. So anyway, dit is baie dis wonderlik. Dis jy kom in aanraking met iets so primitief en ewig. Jy het 'n loopbaan met woorde gemaak, alhoewel jy nooit regtig voltyds skrywer was nie, werk jy tot vandag toe nog
met woorde. Vat ons net so 'n bietjie oor hoe jou loopbaan verloop het. Ek het nooit regtig geweet wat ek wil doen nie. Toe was ek op universiteit en ek was in aanmerking vir 'n beurs en een van die persone wat die beoordelaars was die baas van Naspers destyds en hy sê het jy nou ooit daaraan gedink om 'n joernalis te word? Toe sê ek nee, maar dit klink oké. En so word ek toe nou op die ou end 'n joernalis en beland in die wêreld van ek sou nie daartoe gegaan het as woorde en skryf nie vir my al toe belangrik was nie. Jy weet ek dink ek was 12 jaar oud toe ek my eerste storie probeer skryf het. So ek was nog maar altyd dis wat ek wil doen. Ongelukkig het ek nog tot hierden vandag toe nie 'n manier gevind om dit so te doen dat ek kan lewe daarvan nie. So ek doen soort van besigheidsskryfwerk, ek skryf tenderdokumente. Vandag ure daaraan gespandeer om te betaal vir my lewe. Maar die storie skryf is my groot liefde en een van die goed daaraan trend is dit het nou baie in my lewe, jy weet, was ek strukkel, dis nou 'n woord, struggle en sukkel, die mekaar is strukkel. Dis baie mooi, ek sal hom onthou. As ek strukkel om te oorleef, dan het ek al gedink, maar ek het hierdie talent of die vermoë om stories te skryf en miskien moet ek stories skryf vir geld. Daar moet 'n manier wees. En punt 1 kon ek dit nog nooit reg kry nie, maar punt 2 het ek so van half gedink, maar skryf is vir my 'n te belangrike ding om dit vir geld te doen. Ek moet dit doen vir die liefde, jy weet. En meer is dit nog. Nou loop ek nou sommer my kop gat nou hier op 'n draai. Toe ek my heel eerste boek geskryf het, die Ekstra dun vir meer gevoel, het Henny Oukamp die eerste resensie daaroor geskryf en ek het by die Burger se Kunsblad destyds gewerk en Henny het so nou en dan daar ingewals. En was dit nog 'n keer omstraat? Nee, dit was toe nou al, ek het in Kerumstraat begin werk, maar dit was toe nou al onder die Naspers, die huidige gebou waarin Netwerk 24 nou is. In Corneels se tyd, Corneels Breitenbach se tyd by die Kunsblad. Ja, Corneels was my baas. So in elk geval Henny kom daaraan en hy het iewerster sê hy dat iets van drukgroepe en hy sê 'n skrywer kan nie bekostig om aan enige drukgroep gehoor te gee. En hy het destyds gesê jou ouers byvoorbeeld is vir my as jong skrywer was my ouers 'n drukgroep. Maar een van die drukgroepe waaraan ek met groot moeite geleer het om my nie te steur nie is my eie lesers. En wat ek daarmee bedoel is ek kan nie dat 'n leser omdat hulle van ek wens gehou het en nou nog so 'n boek wil hê. Ek besluit ek gaan my nie daarin steur. Ek gaan nie dieselfde boek weer 'n keer skryf omdat ek weet daar's mense wat van een gehou het en nou wil hulle nog een lees. En dit geld vir iets soos my historiese boeke of wat ook al, enige boek wat ek skryf. Ek skiet myself op 'n manier kommersieel in die voet deur so te dink, want as ek dieselfde soort boek, dan raak ek nou bekend as 'n skrywer van historiese verhale, sê nou maar. En dan weet mense en jy kry dalk kry jy 'n soort van 'n aanhang. Who knows? Maar jy het tog die Duitswes trilogie geskryf, jy het daardie storie van Siegfried tog oor 3 boeke gestrek? Ja, ek het hom oor 3 boeke geskryf, maar ek het nie, jy weet, daarna het ek die Onsigbare Pou gaan skryf oor 'n musikant in die 80s. Ek het nie gevoel ek moet aangaan daarmee nie. I mean, ja, so ek het nie 'n vreeslike ek voel nie vir my verplig om 'n spesifieke soort boek te skryf nie. En dis een van die goed wat ek vir myself toeëien eintlik as skrywer, want jy weet in die wêreld het 'n mens baie keer maar min keuses, want jy word gedwing deur ekonomiese omstandighede en soos allerlei goed. Maar in my skryfwerk is 'n stukkie vryheid wat ek het. En ek het so half my voorgenem ek gaan nie hierdie stuk vryheid prys gee nie. Waar ek wel dankbaar is dat iemand die boeke uitgee. As mense ophou om dit uit te gee, sal ek dalk weer hierdie moet herbesin oor hierdie houding. Maar op die oomblik is ek baie tevrede met hoe dit met my loop met my skryfwerk. In die sin dat ek het 'n uitgewer wat bereid is om telkens nog 'n boek van my uit te gee. En dit is soveel as wat ek en eintlik nog meer is dit staan ek verwonderd dat ek is nou nie Dion Meyer of Rudy van Rensburg of Jeanette Paul nie, maar ek is verwonderd dat daar van tyd tot tyd mense is wat by 'n winkel inloop met geld, dan die geld gee en met een van my boeke daar uitloop. Wat 'n wonderwerk, jy weet. Jy verwys na Dion en Rudy, toe jy by Sanlam gewerk het as kopieskrywer saam met hulle gewerk daai tyd, is ek reg? Ja. Nie een van hulle het toe al 'n boek uitgehaat nie. François Bloemhof het ook daar gewerk. Hy was die pappa van ons. Hy was die gevestigde skrywer. Ek het
dink my eerste boek of 2 was miskien al uit daai tyd. Ek dink my eerste boek of 2 was al uit. Maar jy weet, min het ons geweet dat die groot misdaadskrywers in Afrikaans daar om ons sit en ons fotograaf net in dieselfde afdeling, maar op die vloer onder ons was Jacob Wolmerans, wat ook nou al 'n hele klompie boeke, suksesvolle boeke geskryf het. So ons was 'n hele groepie aspirantskrywers bymekaar en miskien, ek wil amper sê die grootste kunstenaar onder ons was Piet Grobler, die illustreerder. Ja, en dan was daar ook Regina Kemp, het ook 'n kortverhaalboek of wat geskryf. So daar was 'n hele versameling kreatiewe mense wat daar gesit het en by Sanlam 'n salaris verdien het. Zirk, jy het verwys na ek wens en ek moet daarom net verwys na die pryse wat daardie boek losgeslaan het. En dit is nie eers jou dikste boek nie, waarskynlik van jou dunnerwerke. My heel dun, ek dink hy is die helfte so lank soos enigiets anders. En die sukses daarvan, van daardie nederige, pragtige verhaal het jou onkant gevang en tog ook, was dit 'n groot geskenk in jou loopbaan, is ek reg? Die toekennings, die pryse, maar ook maak dit vir jou moontlik om nou 'n boek soos die te skryf, nê? Nee? Ja, dit was onverwags. Jy weet, ek het regtig min hoop gehad vir die boek. Dit is so beskeie boekie. Dat die hele, en ek weet ook nie hoeveel COVID daarmee te doen gehad het. Miskien het daai inperking vir hierdie boek 'n dimensie gegee wat hy dalk nie andersins sou gehad het nie, maar mense het vreeslik goed op hom gereageer en dit was vir my, ek kan sê dit was 'n droom wat bewaarheid is, in die sin dat ek gevoel het, jy weet, ek is 'n Afrikaanse kind, ek het groot geword in 'n autoritaire soort van wêreld waar daar iemand is wat besluit wat is goed en reg, jy weet, en iemand moet vir jou hierdie stempel gee van, jep, jy het reg gedoen hier, boet. En daai was dit vir my bietjie so gevoel. En ek weet dit is simpel en 'n mens behoort nie so te lewe of jou aan sulke goed te steur nie, maar dit het tog 'n effek op my lewe gehad. I mean, ek was om die waarheid te sê in daai tyd wat die boek die pryse gekry het, was ek besig om 'n sielkundige te sien vir 'n hele rand tyd. En om te praat oor hierdie ding van erkenning en behoefte aan erkenning en so aan, en toe kry ek 'n bietjie erkenning en net daar is my sielkundige probleem oor en verby. Tog te lekker. Fantasties. Het jy vir Frank Opperman gesien op die verhoog en ek wens? Was jy in Suid-Afrika? Ja, ek was die keer wat ek daar was, wat ek in die NAMIP ingegaan het ek vir hom in die skoolsaal in Johannesburg, as die skool se naam ontgaan my, maar ek het hom in die skoolsaal in Johannesburg gesien en ons het toe ons het so 'n paar keer gaan koffie drink, 'n keer wat saam geëet en toe is ek net daarna na die Woordfees toe op Stellenbosch waar hy toe ook weer optree. As ek dit geweet het, kon ek miskien 'n ander merkveld. So ons het mekaar daar 'n keer wat raak geloop en ons was ook 'n hele rukkie in kontak. Omdat hy gedink het dalk kan ek nog iets skryf wat hy kan gebruik, maar die projek het skibreek gelei want ek weet nie, ek is nie 'n verhoog ou nie en ek het nie 'n goed genoeg storie gehad. In elk geval. So ek het vir Frank gesien, ek was geweldig beïndruk. Jy weet, die ding wat my die meeste beïndruk het, is dat hy het voor die tyd vir my gesê die ding loop vir 80 minute of so, ek kan nie nou by 70 of 80 minute ook al. En toe ek die ding sit en kyk, toe besef ek, want ek ken nou uiteraard die storie, en toe ek besef ek, maar hier staan dinge nou einde se kant toe, en ons het nog skaars kom sit. En toe ek op my horlosie kyk, toe was dit, jy weet, 80 minute. En toe dog ek wel, dit is 'n baie goeie teken, dat dit het nie lank gevoel nie, dit net nie. So in elk geval, ek dink die teksaanpassing was uitstekend en Frank was uitstekend, ja. Zirk, maar kom ons gesels oor waarom ons saamkuier vandag. En dit is hierdie merkwaardige hemel en aarde en ons wat jy pas geskryf het. Ons het kortliks die woord Kolmanskop gehoor en dit is hoofsaaklik waar die storie afspeel. Skets vir ons die gegewe, waaroor gaan hierdie boek? Die hoofkarakter in die boek is 'n vrou wat 'n dokter is en sy gaan na Kolmanskop toe in 2020. In 1913, 14, 15 se koers speel die boek af. Hoofsaaklik grootste gros van die boek, daar's nog so 'n bietjie van 'n nadraai later, maar en sy gaan as dokter, maar haar hoof funksie op die myn is om die X-straalmasjien te gebruik, die röntgenstraalmasjien, om te kyk of die werkers nie diamante smokkel deur dit in te sluk of iewers in te druk nie.
En dit is histories, dat hulle so 'n masjien gehad het vir daai doel is waar. Dat daar 'n vrou was wat 'n dokter was in Namibië in 1912-13 se koers is ook waar, maar dit is nie hierdie vrou nie. Maar kom ek vertel vir jou gou, ek is nou sommer net terwyl ek nou daaraan dink. Jy weet, mense het 'n idee oor kreatiwiteit as hierdie ingewing wat jy kry. Badaam, jy het nou 'n idee, jy weet. En daar is die muse. En daar is 'n element daarvan wat ek nie eintlik mense vra graag waar kry jy jou idees vandaan en dis 'n bietjie van 'n misterieuse ding, jou onderbewussyn en jy sit 1 2 3 4 goed aan knoop aan mekaar en dan jy 'n storie, maar 'n groot deel van kreatiwiteit is eintlik net 'n probleemoplossing. So jy weet die grootste deel van die tyd wat ek aan 'n boek skryf, is ek besig om probleme op te los. Ek is nie besig om vreeslike groot idees te kry nie. En nou ter illustrasie. Ek wil hê hierdie dokter moet in Kolmanskop wees, en sy moet 'n vrou wees. So om vir haar om in Kolmanskop te gaan werk, moet sy Duits wees. Right? Ek sou nie eintlik sommer die dokter wat in Namibië was terloops was 'n Fin, maar sy was 'n sendeling. So om in die myne te gaan werk, jy sal 'n Duitser moet wees. Maar nou toe gaan kyk ek in die geskiedenis en ek sien maar Duitsland was baie agter met die idee dat 'n vroue dokter kan word. So dit sou daar was vroue dokters, maar dit is hoogs onwaarskynlik dat 'n Duitse vrou by die Universiteit van Berlyn of iewers 'n dokter kon word. Sy kon wel 'n dokter word as sy na Sint-Petersburg toe gaan in Rusland, want daar is dit nie ongekend dat vrouens dokters word. So hier's nou my kreatiewe probleem is, hoe kry ek 'n Duitser wat na Sint-Petersburg toe gaan? En herkoms, dit is weer by herkoms. Ons is weer by herkoms. En ek het 'n vriend hier in Nieu-Seeland, 'n Suid-Afrikaanse ou wat ek hier kom ontmoet het, Mark van Wyk. Hy was 'n maties en aitjies seker in die rondom 1980, maar in elk geval. Mark sy afkoms hy's 'n Baltiese Duitser. So kom ek toe agter daar as hierdie Duitsers wat daar in die Estland, Letland, Litouwe selfs op tot in Finland gebly het. En ek dink toe maar as my karakter 'n Baltiese Duitser is, dan is sy Duits, maar sy's Sint-Petersburg se naaste plek vir die universiteit. Sy kan so toe gaan in 'n dokter. So daar's my probleem te opgelos, maar anyway, hoor nou hierdie storie. En dit gee ook dan 'n soort aristokrasie, nee, sy's hierdie statige. Ja, en dit skep, jy weet sulke goed, dan skep dan weer verder 'n storie moontlikhede in die storie. Maar net so terloops, ek praat gister met Mark. En ek lees nou nie eintlik Afrikaans nie, maar so ek vertel nou vir hom van die storie in die vrou Stackelberg. Hy sê my dis baie interessant want albei sy oumas is Stackelbergs. So hy het sy ma se ma en sy pa se ma was albei Stackelbergs. So dis heeltemal sy familie wat ek doen. En ek het die naam net uit van Google af gekies, jy weet, ek het gekyk wie's groot Baltiese families en hierdie lot het 'n lekker naam waarvan ek van die klank hou en 'n paar interessante historiese figure wat ek kan gebruik. So in elk geval, daar's die storie van die Stackelberg. Nou het ek 'n hele draai. Ek wil jou net onderbreek, die naam, jy het vroeg in jou lewe 'n koneksie gehad met iemand wat pas ook weer 'n pragtige boek gepubliseer het, Anoushka von Meck. En ek dink haar ma het so 'n naam gekies, so aristokratiese naam. Ja, ek dink die oorspronklike Anoushka von Meck was sy was die vrou wat vir Tchaikovsky soort van wat sou mense dit sponsborg was vir Tchaikovsky. Ek dink dit was Anoushka von Meck. Anyway, ek het nou so gepraat dat ek nooit by die storie uitgekom het nie. So die storie van die boek is dat omdat sy 'n dokter is en sy hierdie werk moet doen wat eintlik nie dokterswerk is nie, kom sy in konflik met die mynbaas wat 'n bietjie van 'n dwaas is. Ek kan nou daai woord effens anders uitspreek en dalk nader aan die waarheid kom, maar kom ons sê maar hy was 'n dwaas. En dan is daar van 'n groepie. En dan is daar 'n groepie mense, daar so 7 karakters wat wie se lewensrede ons redelik belig in die storie. En dan word daar 'n moord. Die moord vind laat plaas, maar jy kom vroeg agter dat daar wel 'n moord gaan kom. En wat jy eintlik sien is jy sien die motiewe vir hierdie moord. Elke karakter se moontlike rede waarom hulle dalk die moord sou wou pleeg. So daar het jy 'n soort van 'n hoe dan 'n storie. En dan tussenin is daar 'n soort van 'n ek-verteller wat uit die toekoms uit praat oor wat gebeur het daai tyd en wat so half reflekteer. En dit was eintlik op 'n manier was dit ek wil nie die storie daarsonder geskryf het. Dit was vir my die
punt van die storie eintlik as hierdie mymeringe so tussendeur. Ja. En dis mymeringe van iemand wat probeer om wat gebeur het vas te vat, maar soos wat mens diamante in die sand soek, glip daardie sand tussen jou vingers deur en jy's nie seker of jy 'n klippie kry of dit 'n stukkie glas is nie. Ja. Daardie verteller, ons weet nie hy of sy nie, kry dit nie lekker vasgevat nie, of is onseker of dit werklik diamant was of glas, die herinnering. Ja, dit is anyway, dit is my interessante goed van soos ek, jy weet, ek is soos ek ouer word, raak die herinnering raak al hoe groter deel van jou lewe en die toekoms al hoe kleiner deel. So en jy dink oor hoe mense goed onthou en hoe jy goed plooi in jou eie herinnering dat dit jou so goed as moontlik laat lyk en die skandes wegsteek. Ja, so anyway, dit was en ek wil op 'n manier eintlik nie te veel daaroor sê nie. Ek dink lesers moet dit lees en party sal daarvan hou en party sal nie daarvan hou nie, en daaraan kan ek nou eintlik niks doen nie, jy weet. Die lekkerte van een van die lekker goed van die skryf is dat as die boek klaar is, daar's 'n punt waar hy uit my hande uit is. En dan sê ek ook sommer baie keer uitgaan uit my kop uit. As ek die laaste proewe gelees het, dan sy weg. En en ek is nie gelukkige posisie, maar dis ook half doelbewus dat wanneer 'n boek uitkom, as ek gewoonlik knie diep in die volgende een. Ja. Wat my so bietjie verskans, want as iemand nou sê hierdie boek is aaklig, dan kan ek dink, maar jy het nog nie my volgende boek gesien, jy weet. So ek gee myself so 'n bietjie van 'n afstand. Maar in elk geval, ek hoop dat daar mense is wat by die boek wat aanklank vind by hom. Ek het 'n idee, hy gaan nie vir almal werk nie, maar my hoop is dat die wat vir wie hy wel werk, hy baie goed mee werk. Met ander woorde dat daar nie noodwendig duisende mense van die boek hou nie, maar dat daar tientalle is wat geweldig baie daarvan. Dit sal vir my lekker wees. Wat vir my lekker sal wees is hierdie boek wat ongelooflik filmies is, dalk 'n draaiboek kan word en dan iemand 'n fliek daarvan wil maak. Sal dit nou nie merkwaardig wees nie? Dit sal baie lekker wees. Dis net historiese goed, dit 'n ingeboude kostefaktor. Nou ja. Maar anders as vele ander plekke waar dorpies ten gronde gegaan het, het die droë lug en die woestynsand daardie dorpie begin oorneem, maar duisende toeriste gaan nog soontoe en jy sou iets kon afneem. Vertel vir ons van Kolmanskop. Wat 'n merkwaardige plek. Dit is 'n baie merkwaardige, maar eintlik wil ek 'n bietjie wyer trek. Dus so Kolmanskop het geloop tot sê maar van 1910 tot 1955 se koers, hy het die laaste mense getrek. Ek het ook na hierdie boek nou uitkom en nie so rondom uit het my neef vir my vertel dat my tannie het daar gewoon as kind. So my een tannie het op Kolmanskop gewoon as kind. En haar pa het daar gewerk. Ja, so kyk, Kolmanskop het bestaan sê net maar van 1910 tot 1955 se koers. Toe is die laaste mense daar weg. En terloops my tannie het daar gewoon as kind, die het ek onlangs uitgevind. Maar wat ook gebeur as jy nou Kolmanskop toe gaan, dan sê hulle vir ons het dit en dat en hier's 'n kegelbaan en die goed. Maar my storie het nog in sy vroeë jare plaasgevind, so nie alles wat jy vandag as toerist daar sien het bestaan in die tyd van my storie nie. Maar ek wil amper vir jou sê dat eintlik amper interessanter vir my is Loederitz, wat net so 10 minute se ry met 'n kar van Kolmanskop, 5 of 10 km van Kolmanskop af is Loederitz. En Loederitz is nou nie is 'n dorp wat nou nog loop. Maar een van die interessante goed aan Loederitz is, hy is ook so half gevries in tyd. Want hy is grootliks gebou in basies hierdie selfde jare, sê net maar van 1890 tot 1920. En hy het ook so gevries in tyd. So as jy na Loederitz toe gaan, wat die lelikste en mooiste plek op aarde is hy's lelik in die sin dat jy net basies seewater en rotse en sand. En dan hierdie huise wat so op die klip gebou is. Maar ongelooflik jy weet, jy's bewaar, 1920 is bewaar daar. Jy stap daar in en dis, of 1910, dit is ongelooflik. Toe ek nou daar was, toe stap ek verby 'n plek en dit is Albert Plitz. Albert Plitz is 'n ou wat ek nou raak gelees het in die geskiedenis. Hy het 'n ding ontwerp, hulle noem dit 'n Plitz jig of iets. En is 'n ding wat skud waarmee jy diamante kan sif. Okay, so Albert Plitz het dit gebou. Hier stap ek verby, hier staan Plitz se motorwerke, nou nog.
Ek stap in daar lê 'n ou onder die kar. Ek sê vir hom ek soek hierso. Hy sê ja, hy is Plits, hy is die kleinseun of die agterkleinseun van die ou. En hy sê nee, die oupa se werkswinkel is daar, ek kan maar daar ingaan. Jy weet, jy stap daar in en jy loop in geskiedenis in. Jy weet, hier's ou Albert Plits se werkswinkel met al sy tools van 1920. Jy weet dit. Anyway, so Lourdes is ook merkwaardig. En ja, so dis 'n besondere plek. En dan natuurlik is toe ek 'n kind was, toe ek die eerste keer gehoor van Kommanskop. Ek het in Namibië groot geword en mense het gesê dis 'n spookdorp. Nee, my oë het so gegaan, 'n dorp vol spooke. En dit word nou vandag natuurlik nog steeds half aangebied as 'n spookdorp in die woestyn. Maar dit pas my storie ook lekker dat jy hierdie spookdorp het. Ek het daarom die woord spookdorp dink ek iewers ingewerk. Maar as jy nou in die woestyn ingaan soos die plekkies soos Pomona en so, en dan die ander een wat ek graag sou wou gegaan het is Elizabeth Bocht. Ek kon nie daar uitkom nie. Dit lyk vir my na 'n nog interessanter plek. En is alles hierdie 1910 Duitse argitektuur. En vir Kommanskop. Nou gesels ek om te veel, maar anyway. Toe ek in Lourdes gebly het om hierdie navorsing vir my te doen. Toe bly ons in 'n plek Haus Sandrose, net so 'n herberg of wat ook al. Maar toe ek nou een van die dae wat ek na Kommanskop toe gaan, sien ek maar hier is die vrou van die herberg en sy is 'n gids by Kommanskop. En toe sy en haar pa, ek het vir haar gesê ek doen hierdie navorsing en ons het toe nou oor koffie ontmoet en sy en haar pa het vir my sy het geweldige Fabienne Loos is haar naam, ek gee vir haar daarmee erkenning in die boek se einde. Maar sy het net my daarop gewys dat wat hulle gedoen het met Kommanskop is hulle het elke bloody ding wat in daai dorp is uit Duitsland uit ingevoer. So dat is gebou uit die hoogste kwaliteit en dis een van die redes hoekom alles so goed bewaar gebly het, is dat dit was van die begin af, jy weet, en die dorp was ryk, hy was kop vir kop die rykste plek op God se aarde. So hulle kon enige ding bekostig wat hulle wil hê. So hulle het goed ingevoer, jy weet, enige ding. Anyway, ongelooflik hulle het water en ys ingevoer. Water en ys, hulle het champagne ingevoer. Dit is ongelooflik, jy weet, hoeveel geld daar was. En natuurlik en hulle het geen idee gehad dit, jy weet, in my boek sê die mynbaas dat hierdie plek dis die Johannesburg van die toekoms. En hulle het nie toe 'n idee gehad dat dit nie gaan bewaarheid word nie. Jy weet, dit kon Johannesburg gewees het. Ja. Die hoofkarakters in die boek, kom ons gaan gou deur 'n paar van hulle, want dit is 'n werklike, as jy nou amper soos Agatha Christie verhaal, as jy mense moes kies om so hoe dan dit by mekaar te kry, en dit begin dan ook met 'n ete waar hulle mekaar ontmoet. Kom ons gesels gou oor wie die protagoniste, wie die karakters is waaroor die storie gaan. Okay. Ons het die inkomer, die dokter. Ja, sy is Alexandra Stakkelberg. En so ons het 'n bietjie al oor haar gesels. So sy is redelike intellektueel en nie sy is alleen, sy is enkel vrou. Dan is daar die mynbaas, haar groot vyand, Hans-Peter Krans en sy vrou Matilda. En jy weet ek het 'n sagte plekkie vir al die karakters en veral wanneer hulle my onverhoeds betrap en die mynbaas se vrou Matilda was een van die. Jy weet, sy was net die baas se vrou, en toe eendag toe raak sy 'n kunstenaar en dit was vir my wonderlik toe sy 'n kunstenaar raak. En dan is daar die baas se soort van tweede in bevel, Andreas Bloeger en sy vrou Emilie. Dit lyk soos Emily, maar dis Emilie. En so Bloeger is soort van 'n ou wat altyd hy's altyd tweede. Hy wil nooit die leier wees nie, maar hy weet eintlik baie. Hy's baie kundig. Bietjie van 'n hy's 'n wat wil ek nog oor hom sê? Hy's 'n kundige kerel. Sy groot ding in die wêreld is dat hy getrou het met hierdie pragtige meisie, heeltemal bo sy vlak. En dit is nou Emilie. En Emilie kom oor as hierdie ditsie blond wat pragtig is en die mans vergapel aan haar, maar dan blyk sy ook later om 'n bietjie interessanter te wees as wat sy op die oog af lyk. So dis dan die twee egpaar en dan is daar twee losloper mans wat natuurlik die albei belangstel in Alexandra. Die een is 'n wat ek die donder se naam vergeet. Paul Landsberg. Ja, Landsberg, die renaissansman eintlik wat iets van alles kan, hy's 'n uitvinder op 'n manier. Hy's 'n uitvinder, hy's 'n avonturier, hy's baie sinies, hy's baie aantreklik.
so 'n swashbuckling tipe van ou. Ja, En hy was sy dialoog was omtrent vir my die lekkerste om te skryf want ek ook. hy's pittig en sinies en so Sarkasties aan en hy snedig, ja. ja, en ek dink hy sê ek kan nou nie die woorde onthou nie, maar hy sê op 'n plek hy's jong, ek kan dit nie onthou. Hy praat net die waarheid as hy lieg of so iets, jy weet, hy's net 'n ou, jy kan nooit dit wat hy sê op gesigwaarde vat nie. En dan die laaste karakter is die polisman Dirk Wiegand en hy is ook hy is die polisman hy's die mees senior polisman op die dorp, maar hy's amptelik tweede in bevel. Want die bevelvoerder daar is nie die pos is vakant en Wiegand is die soort ou wat op 'n foto is hy altyd die een wat geblur is of wat half uit die prentjie uit is en daar's niks hy verdwyn so half. Maar 'n bietjie van 'n ek wil amper sê hy het so 'n oosterse klap in hom. Hy was in China en hy het 'n bietjie van so 'n boeddhistiese lewenshouding. Ja, hy's nog So wel 'n daar zen ou wat so met sonsopkoms gaan sit op die duin met stilte. ja. Hy laat my mense sal dalk kon dink dit so iets is 'n onrealistiese ding, maar ek het so een in my huis. My seun Ja. was 'n prokureur en toe besluit hy hou niks daarvan nie, toe word hy 'n polisman en my seun is 'n zen polisman. Ek het hom nie noodwendig in gedagte gehad toe ek die storie geskryf het, maar my seun is 'n ou wat mediteer en 'n tatoeëermerk van Boeddha op hom het en wat 'n groot, sterk, fris polisman is terselfdertyd. In elk geval. So Dirk Wiegand is iets in daai lyn. Dis moontlik. Dit 'n karakter kan maar vreemd wees solank dit net moontlik is. En indien nie skep jy hom. Maar daar is ook dan die oorspronklike inwoners van Namibië wat op daardie grond gebly het totdat iemand in die sand gekrap het en diamante gekry het. En hulle figureer tog eintlik baie ook in jou Duitswes trilogie natuurlik meer, maar hier is daar ook 'n verteenwoordiger van daardie mense. Ja, hulle is nie in die boek en ek daar's vroeg in die storie is daar 'n skeepswrak en dan is daar 'n sin in wat ek iets sê van die swart mense staan eind agtertoe want dis nie hulle drama wat hier aandag kry nie en dit is so my storie is basies 'n wit mens storie. Want dit gaan maar oor hierdie klomp Duitsers met die swart mense is amper net die uitgebuitenis, daar's so 'n woord. En daar's eintlik net een soort van pratende karakter eintlik Christian Oosip wat waarmee Alexandra Stakkelberg dan 'n soort van 'n verstandhouding ontwikkel. So dit is in die storie, maar dit is nie dis nie 'n politieke storie in die eerste plek. Dis vir my 'n storie oor menswees waar daar 'n politiek oor die agtergrond 'n politieke dimensie is, maar dis nie vir my die punt van die storie, die onreg en die uitbuiting. Dis maar net 'n deel van die gegewe van daai tyd. So hier het ons 'n dorpie wat soos jy reg sê een van mens vir mens een van die rykstes amper op aarde in daardie tyd was. In die aanloop tot die Eerste Wêreldoorlog het met natuurlik weet jy nie die oorlog kom nie. Later aan is daar gerugte en begin 'n mens daardie onheil aanvoel. En ek dink jy skets dit ook baie goed. Maar aanvanklik is die rede vir Alexandra se koms na die dorp is omdat van die diamante gesteel word of nie al die diamante beland in die myneienaar se sak nie, nê? Ja. En dit was destyds 'n groot probleem. Mense soos my tannie na wat ek verwys het, as hulle vir 'n skoolvakansie by die huis was in Kommanskop en hulle gaan nou weer terug skoolkoshuis toe, dan is hulle almal het voor daai ekstra masjien gaan staan. Hulle is 4 keer jaar deur daai masjien gestoot en die masjiene destyds was verskriklik. Jy weet dit is nie vandag is daar baie beheerde dosisse en so aan en daai tyd se masjiene was skrikwekkende hoeveelheid bestraling wat jy gekry het. Wat dan ook in die storie 'n rol speel, die geweldige bestraling wat hierdie masjien uitstraal. Ja. Die openingstoneel waar die myneienaar sit en wag in 'n kuierplek, 'n kroeg of wat ook al, en hy wag vir die dokter. Hy sit en kyk en hy wonder wanneer gaan die dokter opdag. Zirk, dis 'n fantastiese toneel. Ek het soveel plesier daaraan gehad. Want wat gebeur? Hy verwag iemand wat hy nie kry nie, nê? Ja, hy sit natuurlik en wag dat daar 'n man met 'n dokterstasie inkom en 'n snorretjie en so, jy weet, en dan kom daar hierdie
pragtige vrou ingestap. Jy weet, omdat die boek 'n bietjie veel eisend is in sekere goed in terme van hoe hy geskryf is en in terme van die vrae wat die temas wat aangeraak word, was dit vir my ook baie lekker om lekker stukkies te skryf. En daar was vir my 'n lekker stukkie. Jy weet, daar's ander ook in die boek, maar dit was vir my dit is altyd lekker as 'n soort van 'n nare vent so 'n bietjie op sy neus kyk. Jy. So dit was baie lekker daai toneel. En dit was, soos jy tereg vroeër in ons gesprek uitgewys het, was dit moontlik al vir 'n vrou om 'n dokter te word? Ja. I mean, soos ek sê, daar was een iewers daarbo in Wambeland was daar 'n vrou wat 'n dokter was. So dit het bestaan en die rede wat ek dit weet is dat omdat die Duitsers so goed boek gehou het van alles, het hulle in 1912 'n sensus gehou en in die sensus sê daar, jy weet, 6 dokters en 1 dokterin, jy weet, artsin, whatever, jy weet, so hulle een is uitgemerk, dis een vrou wat 'n dokter is in die plek. En dit het my opgeval en my was een van die elemente wat hierdie storie vir my aan die gang gesit het. Was die idee van 'n vrou in Namibië, 'n dokter, 1912, Jy het verwys na van die temas in die boek en die vrae wat gevra word. Hoe sou jy dit kortliks saamvat? Wat is die vraag wat die boek vra en wat is die temas? Waaroor gaan dit? Buiten vir die onmiddellike gegewe van die dorpie en die diamante en 'n moord. Ja, omtrent byna al my boeke het 'n tema van identiteit. Die nou redelik vergete boek van die Boereoorlog, Halfpad een ding, gaan oor 'n ou wat 'n Engelsman is, maar wat Hollands kan praat, wat dan 'n spioen tussen die boere word en dan het hy hierdie ding. En jy weet baie van my stories. En Wydsbeen ook, né? Ja, het ook hierdie ding van identiteit in. So, dis maar die groot ding van stories, identiteit in die mate waarin jou identiteit die som totaal van jou herinneringe is. En wat dan nou gebeur as jy nie kan glo, of jy nie kan vertrou dit wat jy onthou nie, vervaag jou identiteit dan. Ek skryf nie hierdie goed omdat ek antwoorde het nie, of antwoorde aan te bied. As ek antwoord te bied het, sal ek dit skryf. Maar dis 'n interessante kwessies is oor wie is jy nou eintlik en is jy 30 jaar later nog steeds in watter mate is jy dieselfde mens wat jy was? Jy weet jy's nou so ek wil sê dis die hooftema, maar daar is ander goed by oor hoe mense omgaan met die aarde, hoe jy omgaan met ander mense. Ek het nie ek kan eintlik meer spesifiek wees oor en verganklikheid. Verganklikheid, reg. Ja, skus. Ja, die nou my eintlik seker my beste vriend is 'n kerel met naam André Leroux en hy het goed geskryf, so sleep vir jou 'n stoel nader en diverse boeke en digbundels en so aangeskryf. Maar Het julle saam gewerk vroeg by die koerant in jou loopbaan? Ons het ek en hy en Cornelis Breitenbach was die kunsblad van die Burger in die laat 1980s. So André, ek het vir hom die manuskrip gegee om te lees voor die tyd, en hy verander toe die intro en ek verander toe die intro terug. En hy sê dit is 'n sleg intro. Nou het hy gesê ek lees nou weer die boek, daai intro is steeds vrot. Daar's dan ander goed wat hy van hou. Maar ek het spesifiek daai intro geskryf omdat ek 'n soort van 'n pen in die grond wou sit en sê dis die soort boek wat dit is. Dis nie weer gruwelsantie, dis nie dis 'n ander soort boek. En ek kan nou net seker maak dat ek dit reg kry. Dink ek ken dit uit my kop uit, maar dit is net seker maak. So die eerste reël is die vervloenheid bly my by. Die samehang ontgaan my. So hierdie idee van verganklikheid is reg in die eerste sin van die boek is die vervloenheid bly my by. Dit was vir my half 'n ander mense kan nou dink dis 'n vrot intro, maar daardie frase, die vervloenheid bly my by. Dit wat verlore is, het bly by my. I mean, dit is so van 'n inherente teenstelling daar. So dit is vir my half it sets the tone. Dit is waar die boek gaan. Die vervloenheid bly my by. Ja. Ons moet dan ook net sê, dit is 'n liefdesverhaal ook. Jy kan jou terloops nou sê, maar ons moet net ietsie sê. Daar's 'n pragtige liefdesverhaal vir die tye vir my in hierdie boek aan die hart van die storie ook. Ek is sorry, dit is baie mooi. Dankie dat jy dit sê. Ek is
skoon aangedaan. Ek het nie so, jy weet, 'n liefdesverhaal is iets wat ek eintlik nog nie regtig probeer het nie, maar ek dink dis iets, my wat is ek is tans besig om te skryf aan 'n storie wat 'n liefdesverhaal is, maar wat dalk nie eers so treffend sal wees soos die ene vir jou was. Nee, daar is 'n liefdesverhaal en dis deel van menswees waaroor ek eintlik nog meer wil skryf. Maar in elk geval, dat my Maar jy het gesê terloops. Terloops is ek maak 'n Hitchcockiaanse verskyning in hierdie boek. En ek gaan nou vir jou sê waar ek is. Ek is op die tweede blad van die boek as ek dit net kan kry hierso. Waar is dit? Ek wil ook nou kyk. Hier staan ek. Okay, hier sit dit. Dis 'n skeepsramp, nee. Hulle is op die strand. Dis 'n skeepsramp, right? Ja, nou is hulle op die strand in die oggend nou by die skeepsramp. Ek gaan nou vir julle die paragraafie lees. Jy's welkom. Ek haat ek dit om te lees, maar ek moet nou maar dit lees want mense het nie die boek voor hulle nie. 'n Man met 'n onderbaadjie en opgerolde hemdsmoue staan en swaai sy arms totdat hy iemand kry om op te skree. Hy wink 'n bles boepensman nader. Gaan kry skryfgoed in die kantoor en teken alles op wat jy uitspoel. Ons moet boekhou van elke ding, negosiegoed, elke mens of meubel. Niks mag verlore gaan nie. Nou daai bles boepensman wat hy nader roep, dis ek. So, by Hitchcock verskyning in die boek. Dus ek is die bles boepensman wat alles moet opskryf dat niks verlore raak. Ja, en is dit nie, want swart merkies op papier sal dit vir die nageslag hou. Mag ek ook 'n stukkie gou lees? Mag ek? Jy kan doen. Dis verder aan in die boek en ek beloof ek gaan nie iets weggee nie, maar 2 karakters is in die woestynnag, in die bittere koue, maar die ongelooflike helder met die sterre is alleen en hulle staan in die donker. Hy draai half weg en kyk boontoe. Die woestynwind sleep tussen hulle deur. Dis nie soseer die suidernagse konstellasies nie, dis waar ek voorheen gebly het, was daar oral bome en geboue, ander dinge om na te kyk. Dit was nie so leeg nie. Hier is dit net hemel en aarde. Hemel en aarde en ons. Dis regting sy. Hemel en aarde en ons. Die woestyn laat nie ruimte vir illusies nie. En ek sou eintlik graag verder wil lees, maar eintlik wil ek almal wat saamkuier nooi om asseblief hierdie boek te lees. Dis ongelooflik mooi geskryf. Jou liefde vir taal en jou vaardigheid daarmee skemer darm oral deur. Dit is regtig een van die mooiste geskryfde boeke. Ook in jou oeuvre dink ek, wat jy kon regkry, wat jy met die taal gemaak het hier, is meer as net sand tussen die vingers. Dis pragtig. Dankie. Ek moet hier erkenning gee vir 'n kerel met naam Paul Venter, die draaiboekskrywer van Arende en wat ook al groot reeks. Want hy het iewers vir my geskryf en toe sê hy vir my, ek soek nou daai bly die boodskap, maar hy het iewers vir my geskryf en ek kan nie onthou op watter, of dit op Facebook of wat was nie, of e-pos of wat nie. Hy het gesê hy hou van my werk, maar hy hou die meeste daarvan as ek, soos ek dink hy het gesê, as ek voet in die hoek sit en nie die refs dophou nie. As ek bietjie minder beheers is, met ander woorde. So dit was vir my deel van die van my instelling met hierdie boek. Ek het besluit ek gaan nie die refs dophou nie. Sover as moontlik gaan ek skryf met jy weet, ek gaan net laat waai. En die een resensent het gepraat van 'n koorsagtigheid. En ek het besluit ek gaan met hierdie koorsagtigheid, hierdie poëtiese, liriese ding, ek gaan net laat waai en skryf. En het dalk by plek oorboord gegaan, ek weet nie, maar ek het dit as 'n doelbewus, jy weet, omdat ek 'n groter oeuvre het, is daar boeke wat jy weet, meer gestroop en presies is, en ek is heeltemal happy dat daar iewers in my oeuvre 'n boek is wat bietjie na die ander kant toe gaan, wat oordadig is op plekke, en hierdie boek is op plekke oordadig en dit was lekker. Maar Zir, kan ek 'n opmerking maak? Jy het nou eintlik al in elke moontlike genre gewerk. Jy praat van jou oeuvre, kortverhale, opgeneem kortverhaalbundels, draaiboeke is gemaak, daar's die verhoogteks van jou werk, natuurlik die romans, die historiese romans, nou hierdie meer 'n soort van 'n liriese roman, 'n liefdesverhaal. Weet jy wat kort? 'n digbundel. O nee, ek is te dom. Ek is te dom vir 'n digbundel. Nee.
Nee, ek dink nie ek is slim genoeg om te dig nie. Ek dink ek staan, weet met digters staan ek soos wat ek staan voor 'n musikant. Ek is ek verwonder my daaraan. So nee, ek weet nie of ek slim genoeg is vir gedigte nie. Ek lees nie veel gedigte nie. Ek het al gedigte gelees waarvan ek gehou het en ek moet sê die gedigte waarvan ek die meeste gehou het nog in my lewe was digters wat amper meer wie se digkuns amper meer na prosa toe neig. Daar is nou het ek iemand se naam vergeet. Daar was 'n ou wat die Nobelprys gewen het hier in die laat 80s. Oos-Europeër. In elk geval. Sy gedigte het ek van gehou want hulle lees vir my so stories. Charles Bukowski se gedigte kan ek lees want dit is vir my maklik. Maar daar's digters wat te slim is vir my en ek bly nie by nie. Nog iemand wat in Namibië se streep weg het en oor daardie landskap kan skryf is Tom Dreyer en nou in infrarooi sy digbeeld. Ek weet nie of jy dit al onder oog gekry het nie. Voer hom in Nieu-Seeland toe. Dis die moeite werd. Jy sal daarvan hou. Laat dit jou inspireer. Zirk van der Berg. Goed. Ek het 'n redelike idee om via Facebook en so van watter boeke uitkom in Suid-Afrika. So ek is bewus van die boeke en sy bestaan, maar om die boeke self in die hande te kry dit kan gedoen word. Vra vir Carolyn Mead, jou uitgewer, sy werk saam met hom, sê vir Carolyn sy moet 'n plan maak. Sy moet 'n plan kan vir dit vra. Ek het byvoorbeeld vir hierdie boek, moes ek wou navorsing doen oor die diamantgeskiedenis van Namibië en daar is boeke wat bestaan, maar dis nie boeke wat in Nieu-Seeland bestaan nie. So ek het boeke wyd en suid gesoek en ek het 'n spesifieke boek wat ek wou gehad het ek by 'n tweedehandse boekhandelaar in Johannesburg gekry. En toe het ek om my boek hier te kry kos meer as die boek. Ja. En wat ek toe gedoen het en ek moet nou hier 'n erkenning gee vir Leonie van Rensburg van Graffiti. Ja. Want op die ouend het ek vir die ou gesê gaan gee vir haar die boek. So hy het die boek by haar gaan aflewer en sy het dit opgemaak met 'n groter pakkie boeke wat toe nou die versending meer hanteerbaar maak. So sy het dit saam met haar boeke vir my gestuur. So miskien moet ek maar weer met haar praat. Ja. Daar het jy dit. Nou ja, vol sirkel oomblik, my eerste ervaring van boekbekendstellings was by Exclusive Books in Sunny Park toe ek 'n student was en Leonie van Rensburg was toe al die boekhoof en doen na die boekvrou van die oomblik daar. Ja, leeftyd se boekbekendstellings later is sy nog steeds aan die gang, wat 'n vrou. Ja, dit is 'n besondere ding wat sy reg. Maar ek weet dat boek en ek wil nou nie enige ander boekwinkel eienaar of bestuurder vergelyk nie want ek ken natuurlik nie almal nie, maar ek is baie beïndruk met wat ek met haar teëgekom het ek het al 'n boekbekendstelling by haar gedoen, maar daarom ook al by 'n heel party ander is vir nou en dan kom ek in Suid-Afrika en dan doen ek so rits boekwinkels en gewoonlik was Woordfees deel daarvan. Ja. Zirk, ek het nou na jou uitgewer verwys, maar ons kan daarom nie nalat om net na haar inset ook te verwys nie. Sy het nou die dag dink ek graad gekry weer Carolyn, maar ook iemand met wie skrywers graag saamwerk. Was dit vir jou lekker? Ja, ek was besonder gelukkig om by haar uit te kom en ek het ook op die regte stadium van haar loopbaan uitgekom. Want ek bedoel die geskiedenis is dat ek het meer afkeerbriefies as wat betaamlik is. En ek het 'n boek gehad by 'n manuskrip by haar wat vroeëre weergawe van my manuskrip is by daardie spesifieke uitgewer afgekeur. Ek het hom oorgeskryf, ek het hom vir verskillende uitgewers gestuur. Een het hom vir my nou nie gelyk nie, maar ek het 'n afkeerbrief gekry en omtrent 'n week of 2 later sê sy nee, sy dink sy kan hierdie boek uitgee. Sy wil net vir nog iemand vra, maar sy dit. So sy het dit was die boek was, wat was die boek? Die Vertes in, die eerste van die trilogie. En so sy het die insig gehad om te dink dat die boek kan werk en die dapperheid om hom uit te gee. En van toe tot nou werk ons baie lekker saam en ek dink dit is nie altyd maklik nie. Want ek dink nie ek is 'n onaangename mens oor die algemeen nie, maar ek kan 'n bietjie van 'n prima donna wees as dit by skryfwerk kom. So ons het al jy weet dit daar's goed waaroor ons al 'n bietjie heen en weer gestoot het en dan doen een en dan in elk geval so ek luister graag na haar. Sy is goed en dan so ek is baie gelukkig. So sy die
die insig en die talent om ook voorstelle te maak. En dan werk ek gewoonlik saam met François Bloemhof as teksredakteur, wat my daarom help met my Afrikaans. Jy weet, ek is nou al 25 jaar in Nieu-Seeland, so ek kon, toe ek by die Burger gewerk het, suiwer Afrikaans skryf. Nou lol dit baie keer bietjie, dan het ek iemand nodig om vir my te sê, nee, die eintlike Afrikaans is dit of dat. Ons doen dit so. So ek is gelukkig dat mense help, en dan het Corneels Breitenbach het op hierdie boek insette gelewer. André Leroux, my ou kollegas by die Burger, het almal te help, jy weet. So jy's nie anders as sê net maar films wat regtig waar geld so groot rol speel dat dit raak hierdie spanpoging, en niemand durf iets besonders probeer nie, want almal moet die veilige ding doen wat jy met geld maak. 'n Boeke is nou nie so erg nie, maar dis nog steeds nie heeltemal, jy's nie heeltemal alleen. So ek vind die feit dat en baie van die goed maak ek die uitgewer se probleem. So ek is nou besig met ding te skryf wat ek glad nie, en dit gebeur telkens, dat wanneer ek dit skryf, het ek geen idee of dit 'n uitgeebare ding is nie, en dan is dit haar probleem om te besluit of dit 'n uitgeebare ding is, en dit is nie met my probleem. So, dis baie lekker. Jy praat van jou lewe daar in Nieu-Seeland. Elsabie, jou vrou, jou twee kinders, julle is nou almal daar. Hoe gaan dit met julle? Ek dink dit gaan goed met ons. Dit gaan baie goed met ons. Ons is jy weet mens, my dogter het einde verlede jaar Australië toe getrek, maar sy kom die naweek, fantasties. Ek sien haar die naweek vir die eerste keer in 'n lang tyd. Eerste keer hierdie jaar. Ons seun, soos ek gesê het, is hierdie mystieke polisman. En hy 'n aardige mens. I mean, Elsabie het vir hom geld in sy rekening gesit vir 'n ruk lank. En toe hou sy op. Toe sê sy vir hom, sy het opgehou. Toe sê hy het nie geweet nie, want hy het op universiteit laas na sy bankrekening gekyk. Hy lewe hy is op sy eie soort van ding. En Elsabie het hier gekom verskriklik swaar gekry hierso. En daaroor gaan daar weldra 'n boek verskyn. Dink nog voor die einde van die jaar. Oor ons migrasie hiernatoe. En maar sy het hier vir herbekwam as 'n kunstterapeut, en sy is mal oor haar werk. In feite, dis die werk wat my dogter ook doen. Sy is ook 'n kunstterapeut. So hulle help mense, en my seun help mense. Hy sê die lekkerste ding van 'n polisman wees is jy kry te doen met mense op die slegste dag in hulle lewe. En dan kan jy help. En ek sit en maak stories op. Nie heeltemal so glorieus nie, maar ek probeer. Inteendeel, as ek nou kyk na die lys publikasies, jy het die eerste keer gepubliseer in 1989, so ons het al vir baie jare die voorreg van jou skepings. Ek wil vir jou sê baie geluk met 'n ongelooflike boek. Ek is bly jy het nie brieke aangedraai nie, en dat jy vir 'n slag net jou absoluut gesê het, ek gee nie om of hy gelees word, ek moet hierdie gedagtes, hierdie temas, hierdie idees uitskryf op 'n plek, 'n besonderse plek kom, ons kop, dit is regtig 'n ongelooflike gegewe vir 'n storie. Ek het dit geweldig interessant gevind, en dit was 'n pragtige lees. Ek hoop iemand kan dit vat en 'n draaiboek daarvan maak, maar indien nie, gaan dit ons almal se koppe hoop ons nog baie jare lewe. Geluk daarmee, Zirk, dit was heerlik om met jou te kuier, en mag dit goed gaan, ons sien uit na die volgende boeke. Ja, dankie, ek hoop daar is nog. En onthou, jy kan Netwerk 24 lees daar, nee, ek hoop jy's 'n intekenaar, sodat jy ten minste Ek is 'n intekenaar, ons Afrikaans kan geniet. Ja, ek is 'n intekenaar op die Afrikaanse koerante, ek probeer soort van bietjie bybly met die nuus waarvan ek hou, nie met die politiek weet ek niks, maar ek weet van bome wat omwaai in Stellenbosch. Daar het jy dit. Ons het die afgelope week storms en dinge gehad hier in die Weskaap wat weer skrik vir niks, en toe is ons oorgewaai na die res van die land ook, waar daar donderstorms en vloede en dinge was. Zirk, ons mis jou hier, ons sien uit daarna om jou hopelik weer by die Woordfees te sien hierdie jaar, en pas julle mooi op daar in Nieu-Seeland. Dankie vir die gesprek. Baie dankie, Susan. Hierdie lekker gesels en kuier met Zirk van der Berg oor sy splinternuwe boek Hemel en Aarde en Ons is moontlik gemaak deur Netwerk 24 en Quellery. Ons groet tot 'n volgende keer. Dankie Zirk, totsiens. Totsiens.